God breek beloftes oop. Nommer 2, aanbidding. Johannes 4 vers 23 en 24. Maar daar kom 'n uur en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader in seun en gees en waarheid sal aanbid. Want die Vader soek ook mense wat hom so aanbid. God is gees en die wat hom aanbid, moet hom in gees en waarheid aanbid. Nou hierdie 2 versies stiekel my al vir jare. Ek bid gereeld. Here, breek asseblief vir my hierdie versie oop. Partykeer sal ek dit profeties neerskryf en dit in my broeksak die hele dag dra. Net om my te herinner om weer en weer te bid. Breek dit asseblief vir my oop. Verduidelik dit asseblief vir my. Anders kere skryf ek dit groot in my dagboek neer as 'n gebed. Kom breek asseblief hierdie belofte vir my oop. Hier is 'n link na die verduideliking van hoe God vir my die belofte oopgebreek het. Maar terug by die aanbidding versie. Ek kan nog presies onthou, jare terug was ek by 'n seminar en ek het hierdie versie gehoor, maar dit was my duister. Ek kon dit nie verstaan nie. En nou, jare later, kom breek God dit vir my oop. Die woordjie aanbid. Volgens die Strong's Dictionary, meaning to kiss, like a dog licking his master's hand, to fawn, to crouch, that is literally or figuratively, prostrate oneself in homage, to do reverence, to adore, worship. Come, now is the time to worship. Come, now is the time to give your heart. Come, just as you are to worship. Come, just as you are before your God. So jare terug het ek op 'n stadium gedink in waarheid. So op daardie stadium het ek gedink ek moet dubbel seker maak elke liewe liedjie wat ek sing, elke liewe worship of aanbiddingsliedjie wat ek sing, moet 100% in lyn wees met wat die Bybel sê. Ja, dit is hartseer om te erken, maar ek was ook een van daardie eng mense wat groepe teachers, predikante en instansies mentally, net in my gedagtes gejudge het. Maar op my stadium in my reis het ek ook daaroor gekom. Ek het volwasse geword en werklik besef dat ons almal is net mense. Ons elkeen ken net ten dele. En liefde vir jou naaste is soveel meer kragtiger as die letter van die wet. Maar nogtans het hierdie versie vir my duister gebly. Soos 'n goeie, moeilike wiskunde som, net onoplosbaar. Tot nou onlangs in die afgelope 2 weke, waar God my so saggies en gentle teruggebring het na die begin. Wat is aanbidding? Van die eerste tipe aanbiddings was die priesters wat diens gedoen het in die tabernakel, in die woestyn. En elkeen van hulle dienste was 'n tipe van aanbidding. Om die olie in die lamp vol te maak, om die altaar skoon te maak, om die bloed te slag. Dit was elkeen 'n werkie van aanbidding. En kort daarna lees ek hierdie gedeelte in 'n Rob Bell boek, waar hy verduidelik dat worship is om na die armer mense om te sien. En ek het een vriendin wat saam met haar man dit vat na die next level toe. Op hulle plot woon die volgende mense verniet by hulle. Daar is 3 bejaarde persone. Een is 'n weduwee en die ander 2 is 'n paartjie. Hulle is ook besig, my vriendin en haar man, met 'n rehabilitasieprogram vir 'n paartjie wat al amper 'n jaar skoon is van dwelms. Die paartjie se 2 klein kindertjies bly ook op die plot. En verskeie van hulle werknemers van hulle fabriek het ook al op verskeie stadiums daar gebly of bly nog steeds daar. Hulle gee gereeld vir die mense wat verniet daar bly nog 'n lekker ete ook. Hulle hou 'n groot feesmaal. Hulle vat die genesende gesin hierdie jaar nog vir 3 weke lank vakansie na die see toe. All expenses paid.
Hulle sorg werklik vir soveel mense. En hierdie is net 'n klein gedeelte van die legkaart wat ek al sien in hulle lewe. Hierdie is net die mense van wie ek weet wat hulle help. So tegnies, net om vir hierdie mense te sorg en vir hulle blyplek te gee, glo ek, my vriendin en haar man is 24/7 besig met aanbidding. En God seën hulle werklik, gereeld en oorvloedig. Sy is een van die mees borrelendste, vriendelikste, warmste, gelukkigste mense wat ek ken. En alles wat sy aanpak, pak sy voorspoedig en suksesvol aan. Of sy nou probeer boere seep maak, of sy nou 'n beradingskursus doen, of sy nou kos maak om te verkoop iewers. Alles wat sy doen, is dit altyd so suksesvol in hulle lewe. My ander vriendin, wat 'n servant is, volgens die redemptive gifts in Romeine 12, leef so ten volle haar genadegawe uit. Sy skyn so helder. Alhoewel ons 'n groot vriendekring is van 8 huisgesinne, is ons elke tweede kuier by my eenste vriendin se huis, net omdat sy so altyd so super welkom vir ons laat voel. En sy is so gasvrou. Sy organiseer alles so goed. Ons het gister 'n beesterd potjie kuier gehad, waar sy sommer vroeg in die week vir ons elkeen die inkopieslys deurgestuur het wat ons elkeen moet saambring. En toe ons daar arriveer, het sy vir ons 'n watertand, lekker, yummy en mooi ontvangsplatter opgedis. Ek glo, gasvryheid is ook 'n tipe van aanbidding. En sy aanbid so vir God deur om ons so vriendelik en gasvry te onthaal. I'll tell the world, I'll sing the song. It's a better place since you came along. Since you came along. Your touch is sunlight through the trees. Your kisses are the ocean breeze. Everything's alright when you're with me. And you're my favorite thing. Oh, the love that you bring. Well, it feels like I've opened my eyes again, and the colors are golden and bright again. There's a song in my heart, I feel like I belong. It's a better place since you came along. It's a better place since you came along. En dan natuurlik die video's wat ek maak. Ek glo dis ook 'n tipe van aanbidding. Ek adore God deur hierdie video's. Ek wil net dit vir die hele wêreld uitpas sien. Hoe asemrowend lekker is dit om die Here te dien. Hoe hy my lewe vrolik maak. Hoe hy my lewe inkleer. Hoe hy my net sommer supersonies baie bederf. Hoe spesiaal hy my laat voel. En hierdie video's is die waarheid. Dis my ware intieme verhaal van die beste verhouding wat ek het in my lewe. My verhouding met God. Ek kan 'n duidelike spike sien in my lewe vandat ek die video's begin maak. En sien dat dit nou na die einde van die jaar toe neig en ons begin reflekteer en old line sing en so te loop. So hoekom is hierdie die enigste liedjie wat net een keer 'n jaar gesing word? Maar wanneer jy dit hoor, kry jy altyd hoendervleis en jy sukkel om die trane te Should all acquaintance be forgot and never brought to mind? Should all acquaintance be forgot and old lang syne? For old lang syne, my dear, for old lang syne, we'll take account of kindness yet for old lang syne. So op hierdie punt waar ons hierdie liedjie weer begin onthou, wil ek ook Old Lang Syne oor my reis met die video's, wat nou al binne 'n jaar, wat nou al byna 'n jaar is, vanaf Februarie 2017, het ek die video's begin maak. Hierdie was die beste rollercoaster jaar wat ek nog gehad het. Ek noem dit 'n rollercoaster, net omdat elke high wat ek gehad het,
elke hoogtepunt wat ek bereik het, ek gedink, nou kan dit nie beter nie. En dan net om die volgende draai, gaan die rollercoaster nog hoër. Dit was werklik vir my een van die mees intenste jare nog. 'n Jaar van gebede wat amper onmiddellik beantwoord word. En ek glo, dis omdat ek die video's maak, omdat ek soveel meer met oorgawe in gees en waarheid aanbid het. Ek sê in gees, want daar kom op 'n stadium wanneer ek hierdie skrip skryf vir die video's, waar dit net begin vloei, of flow in Engels. Dit is 'n algemene sekulêre term, waar dinge net begin makliker raak, waar tyd verbyvlieg, waar die woorde net uitvloei, waar die kreatiewe juices 'n fontein word, en die teorie, die storielyn vloei soos golwe net op die skerm van my rekenaar. En is op daardie oomblikke waar ek weet, die gees vloei, of flow. En om terug te kom by gisteraand se fenominale beestert kuiertjie, het ons 'n wit olifant geskenkie uitreiling gedoen. En ek kry hierdie oulike fotorampie wat sê, for all the number ones in my life. Maar nou sit ek met die dilemma. Watter foto van God gaan ek hierop plaas? Ek bid dat jy ook jou gees en waarheid aanbiddingsmetode sal ontdek, dat God ook vir jou sal openbaar en sal oopbreek. Ek dink, dis waar die liedjie van Little Drummer Boy gaan, daardie gees en waarheid aanbidding. Told me pa-ra-pa-pa-pa, a newborn king to see pa-ra-pa-pa-pa. Our finest gifts we